Goeiemiddag, dis Ina met resep vir die lewe en ons resepie van vandag kom uit 2 Kronieke 20 en dis die bekende geskiedenis van Josafat en ek weet daar so baie van julle wat dit ken en dit dalk toepas in julle lewe, maar al wat vandag vir my hierdie resep op die hart kom lê en dalk moet ek jou net herinner daaraan. Dis die storie van koning Josafat wat te staan gekom het teen 'n baie groot leermag. En dan lees ons in vers 3, Josafat was bang en hy het by die Almagtige hulp gesoek. Hy het toe 'n vasdag uitgeroep en hy het al die Judeërs bymekaar gemaak en geroep en gesê, kom, julle moet saam met my bid. En uit al die stede van Juda het hulle gekom na Jerusalem om hulp te kom vra by die Almagtige. En toe staan Josafat op en hy bid en hy sê, Almagtige God van ons voorvaders, U alleen is God. U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U te stand hou nie. En 'n bietjie verder sê hy, ons roep na U om hulp in ons nood. Hoor dan en help ons. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons is magteloos. Ons oë is op U gerig. Is dit dalk hoe jy voel, my boetie en sussie? Maar kom ons hoor wat gebeur verder. Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, sy gelinge, het daar voor die Almagtige gestaan en hom aangeroep. En toe kom die gees van die Here oor 'n leviet. En hierdie man gee vir Josafat 'n profetiese woord. Hy sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Almagtige vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie vir julle nie, maar is 'n saak vir God. En dan beveel hy hulle om hierdie leermag tegemoet te gaan, maar dan gee hy hierdie mooi woorde vir hulle. Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning wat die Almagtige vir julle bewerk. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Die Here sal by julle wees. En toe kniel die hele volk en hulle aanbid die Almagtige God. En dan lees ons, toe hulle die volgende oggend uitgaan na die woestyn toe, terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek en vir hulle gesê, luister na my, inwoners, stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. En Josafat het toe met die volk oorleg gepleeg, lees ons in vers 21, en toe die sangers en dansers, die lofprysers laat plek inneem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en die Almagtige God geloof met die woorde, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Nou die van julle wat my goed ken sal weet dat die Hebreëse liedjie wat hierdie woorde dan nou is een van my geliefkoeste liedjies en dit sê, Hodu l'Adonai ki tov, ki le olam chasdu. Loof die Here koning God van die heelal, want aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan lees ons in vers 22, juist toe die sangers met lofprysing en gebed begin, het die Almagtige onverwagte aanvalle bewerk en hierdie ouens het mekaar begin uitdelg. En dan lees ons 'n bietjie verder, daar was nie eers een oorlewende nie. En toe hierdie Judeërs by hulle kom, toe lê hierdie lyke die hele wêreld vol gesaai en hulle begin hierdie goed by mekaar maak, die toerusting en persoonlike besittings wat aan die lijk, wat by die lyke was. En dan staan daar 3 dae lank was hulle besig om die buit by mekaar te maak. Soveel was dit. En dan lees ons hoe hulle 'n lofprysingsfees hou in die vallei van Baraka, die vallei van seëninge, die vallei van blessings. En dan lees ons laastens dat al die koninkryke was van skrik bevange vir God toe hulle hoor dat die Almagtige oorlog gevoer het teen die vyande van Israel. My boetie, my sussie, ons dien dieselfde God wat hierdie oorlog gewen het teen die aankomende leermagte, want dit was nie net een nie, dit was 'n paar, hulle het so van alle kante af gekom.
Dis dieselfde God wat ons dien. En hy gee vir ons 'n resep. Hy sê, loof en prys my. Moenie probeer veg nie, loof en prys my net. En ek het een keer 'n wonderlike sinnetjie gehoor. When we praise, the king arrives. And when the king arrives, the enemy scatters. My boetie, my sussie, jou resep vir vandag is, maak nie saak wat dit is wat teen jou kom en wat teen jou staan nie. Die almagtige God veg vir jou. Al wat jy moet doen is om te staan en kyk hoe hy dit doen. En hom te loof en te prys, omdat hy die ware God is, omdat hy weet wat hy doen, omdat hy weet van jou. My koning, baie dankie, dat ons vandag kan weet, U is nog steeds dieselfde God, wat vir U kinders veg. En ons kyk na 'n aanstormende massa goed wat na ons kant toe kom. So baie van my boeties en sissies wat hierna luister, sit met krisisse in hulle lewens. Of dit finansiëel is, of dit gesondheid is, of dit verhoudings is, maak nie saak nie. U is nog steeds dieselfde God. En ons loof U vandag, dat U die geveg vir ons sal wen. Al wat ons moet doen is om te kies om U te loof en te prys. And for that we say, Hodul Adonai ki tov, ki leolam chasdu. Hodul Adonai ki tov, ki leolam chasdu. Loof die koning van die konings, want aan sy goedheid is daar geen einde nie. Amen en amen.